Dis min wat het gebeur, maar hier staan ek en my goeie vriend Stefan langs mekaar, want ons doen ritme nou al vir min of meer 7 jaar plus langs mekaar, en dit is 'n voorreg, dit is 'n absolute wonderlike voorreg om vir jou te sê welkom by Ritme Digitaal. Absoluut, Johan Smit, en waar jy ook al luister, waar jy ook al kyk, op watter sosiale media platform ook al, mag jy regtig die Here se woord beleef, want dit is wat in Johan en in my hart klop. Dankie vir soveel terugvoer wat ons kry. Soos ons twee deur die land beweeg vir verskillende redes, verskillende plekke, is daar soveel mense wat net vertel hoe word hulle gemotiveer, geïnspireer, hoe word hulle harte geraak, en dit is ons hele doel hiermee. So dankie, baie dankie vir daardie terugvoer. Ja, en soos ek gesê, dit gaan vir ons oor die woord. Die woord is ons lewe, mag dit afgee, mag die Here se woord ook jou lewe wees, elke dag. En dis ons wens dat hierdie aktueel sal wees, dat dit regtig van toepassing op jou lewe sal wees, so geniet die uitsending baie. Goeiedag, dit is so lekker om weer saam met julle te kan gesels oor die lewe en die ritmes van ons lewens, en ek wil vandag met jou praat oor 'n storie. Ek het iets beleef, hierdie boodskap het in my hart wakker geword op 'n unieke manier. Ek is onlangs Laagveld toe, en ek het agter 'n trok geland, 'n vragmotor geland, en op hierdie vragmotor is so 'n geel bordjie wat vir my gesê het, beware of my blind spot, en nou my geduld in verkeer stoei ek maar mee, en nou gewerk my kop, ek moet versigtig wees omdat hy my nie kan sien nie, en dit was vir my baie uniek dat dit met my gepraat het, ek moet versigtig wees omdat hy my nie kan sien nie, ek moet vir sy blinde kol versigtig wees, en dan is daar 'n tweede bordjie op wat sê hy dra 'n gevaarlike vrag. En hierdie gevaarlike vrag word toe nou omskryf, iets 'n mixed load. So as hy ontplof, gaan jy nie weet wat jou tref nie, en jy gaan nie weet wat om te verwag nie. En dit het in my hart net 'n boodskap wakker gemaak. So ek gaan nie vandag teologies met jou praat nie, ek gaan met jou oor 'n storie praat, want ek het besef dat hierdie onsekerheid, hierdie blinde kol het 'n groot invloed op ons elkeen se lewe. En ek dink onsekerheid oor myself en waar ek is in die lewe en waar ek vandaan kom en waarheen ek op pad is, kan een van die grootste blinde kolle wees wat ons beleef, want ons word nie groot in 'n kultuur waar ons amper half blinde kolle mag hê nie, want jy moet seker weet en wees, en partykeer het ons blinde kolle, en dan moet ons loop, beware of my blind spot, en daar's baie mense wat partykeer op ys rondom ons loop, of op eiers rondom ons loop, en versigtig is, want ons het 'n mixed load, wat hulle nie weet wat om te verwag en wat gaan gebeur nie. Dis nie net gevaarlik vir onsself om met onsekerhede in ons lewens te loop nie. Dis gevaarlik vir verhoudings, vir die leefwêreld om ons. Dis gevaarlik vir myself, dis gevaarlik in my eie lewe, want ek besef nie altyd dat hierdie blinde kolle my groei belemmer nie. Nou ek wil 'n storie vat, so ek gaan nou nie teologies oor hom praat nie. Genesis 37, die storie van Josef en sy broers, en julle ken die storie van Joseph and his amazing Technicolor Dreamcoat. So hier volg die vertelling oor Jakob, Genesis 37 vanaf vers 2, toe Josef 17 jaar oud was, het hy dikwels na sy pa se troppe vee opgepas saam met sy halfbroers, die seuns van sy pa se vroue Bilha en Silpa. En Josef het by sy pa hoor nou nuus aangedra oor die verkeerde dinge wat sy broers gedoen het. En Jakob was liewer vir Josef as wat hy al sy kinders gehad het. En dan het hy eendag vir Josef 'n besondere geskenk, 'n pragtige kleed gegee. En dan Josef se broers het hom gehaat, sê die skrif, omdat sy pa hom voorgetrek het. En hoor hierdie woorde, hulle het geen vriendelike woord vir hom gehad nie. Toe het Josef mos hierdie groot droom gehad, en dan sê hy vir hulle, kom luister na my droom, en dan wys hy daarop dat hulle voor hom gaan buig, en toe sê sy broers, hulle sê, na hierdie vertelling het hulle ons al meer gehaat as ooit. Dan ken ons die storie, hoe hulle planne beraam het om hom dood te maak, hoe hulle hom in 'n put gegooi het en verkoop het, en hoe hy in Egipte geland het. Ek wil met jou vra vandag, wat doen my onsekerheid aan my?
In hierdie storie, as ons net kyk na dit wat die broers doen, want hulle was onseker oor hulle verhouding met hulle pa en heel waarskynlik oor hulle self, en Josef het sy onsekerhede gehad, ons gaan hom nie 'n held probeer maak in hierdie storie nie. Maar in hierdie onsekerheid waar hulle nie seker was van hulle blinde kol, dat eintlik het hulle 'n blinde kol gehad, jaloesie. En dat het vir hulle 'n verskriklike ding in hulle harte geword. Niemand het opgestaan en gesê, maar eintlik is ons jaloers, eintlik sien ons die ding verkeerd, eintlik hanteer ons dit verkeerd. Het gemaak dat hulle begin vergelyk het. En dis die eerste ding wat ons doen wanneer ons onseker is. En dit word 'n blinde kol in ons lewens wat 'n ontploffing in ons leefwêreld kan veroorsaak. Want wanneer ons begin vergelyk, as ons kyk na waarom gaan dit goed in ander mense se lewens, waarom en jy word in jou kop 'n victim. Jy word in jou kop 'n victim as jy vergelyk. Dan kom jy by 'n plek waar jy sê, ek is dan onseker ook oor, is God vir my lief? Maar dan word dit in jou huwelike probleem, want jy kyk na huweliksmense en verhoudings om jou, en dan, hulle is sleg, hulle verdien nie dit wat hulle in hulle pad kry nie. So, onsekerheid maak dat ons vergelyk, en in my lewe het ek vergelyk. Ek gaan kort, net 'n storieetjie uit my lewe. Ek was die laaste van 8 kinders gewees. Ek was nie 'n laatlam gewees nie. My ouers het net baie kinders gehad. En in hierdie laaste kind wees, het ek vergelyk na die aandag wat my pa aan my broers gegee het. Ek het vergelyk na die geskenke wat hulle gekry het, wat ek nie gekry het nie. En dit het verskriklik 'n groot invloed in my lewe gehad en blinde kolle veroorsaak. Ek wou altyd presteer, ek wou altyd suksesvol wees. Ek het rugby gespeel dat ek bene gebreek het, net om die erkenning te kry wat my broers, dit was 'n blinde kol. Ek het nie geweet hoekom ek sekere goed in my lewe toegelaat het nie. So ek het vergelyk en dit het skade aan my gedoen en ontploffings om my veroorsaak. Die tweede ding wat gebeur as ons onseker is jy maak kragte bymekaar. Onsekerheid team up. Jy begin saam met ander mense vergelykings tref oor ander mense wat suksesvol is of dan nou nie suksesvol is nie. En dan vind daar tussen hierdie broers verkeerde gesprekke plaas. En onsekerheid, 'n blinde kol in ons lewens is baie keer dat ons in verkeerde gesprekke plaasvind. Ons kry geplante gedagtes by ons werksplek. Jy vergelyk jou vrou met 'n ander vrou of 'n man met 'n ander man en daar vind ongesonde gesprekke van vergelyking plaas. En dan vind daar verdagmakery plaas. En as jy daarmee leef, maak dit jou blinde kol amper net groter en groter, want die vergelyking tref vir jou 'n waarheid wat nie bestaan nie. En dan kom jy by 'n plek waar jy kragte bymekaar maak en dit word altyd 'n firm. Jy sal dit sien, as jy in gesprekke is, jy sal altyd kry mense wat met jou saam praat en sê, ja, dit hoort nie so nie, dis onregverdig, dis nie hoe die lewe behoort te wees nie. En is alles wat ons doen is net om eintlik 'n besluit wat in ons harte is, baie keer, te validate. En dis 'n blinde kol. Dis 'n blinde kol as ek besluite in my hart wil validate, deur kragte bymekaar te maak by ander mense om besluite te neem. Gebrokenheid skreeu al hoe harder deur jare, waar ons nie sekerheid in ons harte het oor wie en wat ons is nie. Vinnig 'n stukkie skrif oor dit net is Jakobus 4 vers 11 en 12, ons ken dit. Moenie, hoor mooi skryf hy dit in die Nuwe Lewende Vertaling vertaal hy dit. Moenie lelike goed van mekaar sê nie, liewe broeders en susters. As jy lelike dinge van 'n medegelowige sê of 'n medegelowige kritiseer, dan moet jy eintlik lelike dinge van die wet sê, want dan kritiseer jy, wat is die wet? Moet mekaar lief hê soos jouself. Julle is tog nie regverdig as wat besluit het wat reg en wat verkeerd is nie. Julle taak is om te doen wat voorgeskryf word, nie om daaroor te oordeel nie. Net God, hy wat die wet gemaak het, kan as regter optree. Hoor nou, net hy het die mag om te red of te vernietig. Dis baie duidelik dat julle nie regter oor julle naaste moet speel nie. So ons vergelyk en dan wil ons dit validate en dan judge ons. Ons plaas mense, hierdie broers
het Josef gejudge. Hulle het hom as 'n verraaier gesien. Hulle het kragte bymekaar gemaak, mekaar kwaad gepraat. En mag ons die ander kant doen en nie kwaad praat nie en dinge ontlont. 'n Derde ding wat onsekerheid aan ons doen, daai blinde kol wat ons baie keer nie in ons lewens raak sien nie, onsekerheid vergroot. Onsekerheid maak dat jy dinge groter sien as wat dit is. Jy sal in jou woorde kan dit optel, dis altyd en almal. Alles en almal. Die wêreld is teen my, dit vergroot my reaksie as ek onseker is. Dit vergroot dat ek groter beheer in my lewe wil vat. Dit vergroot my ervaring en my belewenis van alles in my lewe. En jy sal in jou lewe dit kan agterkom as jy onseker oor jouself en jou stand met God is en in jou innerlike mens met jouself. En dis wat ek vandag eintlik wil uitdaag, is dat jou vyande is altyd groter en meer as jy. En dan hierdie woorde wat altyd kom, soos almal en niemand verstaan my nie. So onsekerheid skep 'n leuen in ons lewens. Daai blinde kol van insecurity skep 'n leuen in ons lewens waarna ek en jy nie kan opleef nie. Want jy sien wat ons dan doen wanneer ons onseker is. Wat het Dani gedoen? Toe hy onseker is, het hy op 'n vlak rugby gespeel wat eintlik bo sy liggaamlike vermoëns was. Het hy sekere goed aangepak. Jy weet, dit is nou 'n cruel manier, maar jy weet, ek was 'n party animal gewees. Jy word iemand wat jy nie moet wees nie. Weet jy wat gebeur met onsekerheid? Daai blinde kol veroorsaak dat jy 'n leuen skep waarna jy moet opleef en dit eintlik jou lam lê. Jy skep 'n leuen waarna jy moet opleef en dit lê jou lam. Want jy sit jouself eintlik in 'n posisie vir verdere nederlaag. Jy kry mense wat groot praat. Hulle praat groot, hulle skep 'n leuen. Ek was daar, ek het dit gedoen, ek het dit bereik en dan word dit 'n verwagting. Jy skep 'n verwagting weens jou blinde kol in jou verhouding met jou man, jou vrou, jou kinders, jou werksplek, jou vriendekring. En jy moet die heeltyd onder daai pressure leef, daai druk leef van ek moet opleef na daardie leuen. En dan begin daar destruktiewe selfgesprekke, want jy het hierdie blinde kol waarvan jy nie bewus is nie. Weet hoe wonderlik was dit in my lewe toe 'n vriend vir my sê, hou op om 'n beeld of 'n image te skep wat jy moet na opleef. Die dag toe ek besef, ek hoef nie die eerste span rugby kaptein te gewees het nie. Ek hoef nie die beste atleet te gewees het nie. Ek kan net daar nie wees en dis oukei. Dis aanvaarbaar, want dis aanvaarbaar vir myself en vir God. En wanneer ek hierdie leuen skep, dan moet ek altyd sterker wees. En daai altyd sterker wees, haal jou in. Dit word 'n taal gebruik. Dit word 'n manier van leef en jy word 'n beter weter. Ek het 'n vriend en ons is stout. Ek het dit al vir hom gesê, so ek bely nou op TV. Ek het van hom altyd gepraat as meneer Enos. Weet wat beteken dit? He knows everything. En dis 'n gevaarlike plek om te wees. Ons weet nie altyd nie, maar dis wat onsekerheid aan jou doen. Onsekerheid maak dat jy wil voorgee jy's in beheer. Jy weet en uit dit het ek 'n spreekwoord gemaak wat regtig my spreekwoord geword het. Salig is hy wat weet dat hy nie weet nie. En dit is so lekker om te weet ek weet nie alles nie. Ek het nie al die antwoorde nie. En dit van daai blinde kol reaksie van my om alles te wil weet en alles te wil wen, vat dit by my weg. Salig is hy wat weet dat hy nie weet nie. Weet jy wat? Om dit te weet verlam jou nie. Dit maak jou sterk, dit maak jou genuine. Dit maak jou eg. Dit maak dat jy 'n mens is met wie mense kan regtig hulle self assosieer, die Engelse woord relate. Want 'n image, 'n beeld wat ek skep wat onleefbaar is, stoot mense van my af weg. Nou waar kom dit vandaan? Waar vind dit plaas? In my lewe het dit plaasgevind in my lewenslyn waar ek een van 8 kinders was, waar ek moes presteer, waar ek nie gehoor het
dat ek geliefd is nie, en hoef nie, ek wil nie vandag delf in hierdie goed nie, ek wil net sê, weet jy wat, ons hoef nie te delf nie, ek kan opstaan, ek kan vir vriende sê, wees jy my skerm, my spieël, en sê vir my wanneer ek 'n blinde kol in my lewe het wat herhaal, sê vir my dat ek probeer groot praat, of ek probeer 'n beeld skep, ek vind dit is iets wat jy konstant moet bestuur in jou lewe. Dani moet dit konstant bestuur in sy lewe. Want Dani was anders. Dani stoei in my jare het hulle nie geweet wat is Asperger nie. Ek stoei met Asperger. So ek was altyd hierdie weird kind wat sommer in 'n klas opgestaan het en uitgeloop het en vreeslike goed aangevang het. Ek het 'n skoolhoof se tafel lesenaar uit sy kantoor uit weggedra. Dis ek was weird omdat ek 'n wêreld wou skep waar ek okay is en waar ek kan in oorleef. Ons hoef dit nie te doen nie. En dit het 'n blinde kol in my lewe geword en dit het my hulp roep gekos om uit daai goed in my lewe uit te stap. So ek moet kyk na waar moet ek aanpassings maak by familie, werk, binne in my karakter en hoe ek na dinge kyk en ek moes 'n veiligheidswag, 'n vriend in my lewe aanstel wat reguit hy sal vir my sommer sê, Dani, jy is weer in daai rigting op pad. So, kom ons kyk waar kom die goed vandaan, sodat die Here my kan gesond maak, dat ek uit hierdie dinge kan uitstap, want dit is deel van my redding, dit is deel van God se genade in my lewe. As jy na Dawid se lewe kyk, Dawid word beskryf as hy's kleiner as sy broers, Dawid word beskryf as hy's rooi van aansien, so hy het anders gelyk as die mense om hom, en dan kom hy by hierdie gesonde plek waar hy sê, ek loof U, omdat ek vreeslik wonderbaar is. En dan gaan hy verder en sê, wonderbaar is die werke van U hande. En dan hierdie woorde, en my siel, my gedagtewêreld, my emosies, weet dit al te goed. Ek en jy moet by 'n plek kom waar ons die Here kan vertrou om vir ons te wys wat sy blinde kolle en wat uit dit uitgevorm is in ons lewens, sodat ons gesond kan lewe. So hoe stap ek weg daarvan? Ek het 'n spreekwoord so tyd terug in 'n kosaktuele program gesien, MasterChef Australië, waar 'n wêreldberoemde Michelin-ster chef met van hierdie jong leerlingchefs gepraat het. Dan gee hy vir hulle raad, dan sê hy vir hulle, moenie dit so gaar maak nie, maak dit so gaar, en dan speel hulle mos op die TV nou wat hierdie chef dink en sê, dan sê hy, ek het klaar besluit, ek gaan dit so doen en so doen, en toe kom hy by een jong chef, en hy sê vir hom, as jy dit en dit anders doen, gaan hierdie 'n wonderlike gereg wees, en toe hy nou by die evaluering van sy gereg kom, toe is dit blykbaar hierdie wonderlike gereg, en hy sê hierdie woorde vir hom, hy sê, you listened well, en dis iets wat ons nou moet oefen, we need to listen well, ons moet leer om te luister na dit wat die Gees in ons lewens sê, maar wat ons vriende vir ons sê, maar ons moet ook luister na die selfde ritmes wat in ons lewens, herhalings wat in ons lewens plaasvind. Julle weet, sosiale media het algoritmes. Sosiale media het hierdie algoritme dat as jy bietjie na visvang kyk, dan bly daar visvang goed kom, of as jy na golf kyk, dan bly daar golf goed kom. Dis die algoritmes van sosiale media. En toe ontdek ek, in ons menslewens is daar ook algoritmes. Daar's goed wat bly herhaal. Daar's goed wat op die skerm bly verskyn. En as dit bly verskyn en is destruktief, is dit 'n blinde kol in my lewe. En ek het nodig dat die Here my daar mag gesond maak. Want ek moet luister na die pyn, maar ek moet ook luister na die pyn wat ek veroorsaak. Daar's tye wanneer ek 'n hele bord vol kan teken van situasies. Ek het sê nou maar my werk verloor. Dit is 'n verskriklike baas. Nee, ek is die gemeenskaplike faktor. Ek het dalk 'n blinde kol wat ek moet bring na die Here dat hy dit vir my kan gesond maak. So waarheen wil ek gaan? Hoe stap ek weg van hierdie dinge af? Totdat ons gesonde verhoudingsgereedskap kry, sal ons dieselfde resultate kry. Gaan dit herhaal. Totdat ons gesonde verhoudingsgereedskap kry, sal dieselfde resultaat herhaal. Wat is gesonde verhoudingsgereedskap? Primêr liefde. 'n
gesonde selfliefde, gesond genoeg, dat ek my blinde kolle kan raak sien, dat ek weet waar ek ontplof en hoe ek ontplof, en die skade, dat ek by 'n plek kan kom, waar ek nie net vir mense moet sê, loop lig vir my, ek is plofbaar, ek het 'n blinde kol nie, maar waar ek vir mense kan sê, ek sukkel hiermee. Dis 'n ding wat in my lewe herhaal, want waarheid maak vry, en ek kom op 'n gesonde plek as ek in daai pad. Ek moet meer besorg wees in my lewe oor my karakter, as oor my reputasie. Dis iets wat ek baie aandink. Weet jy wat, in my bediening kan daar baie goed van my onthou word, maar ek dink die ding wat die langste gaan bly, want as ek môre uit die bediening sou tree, is ek vervangbaar, ons is almal vervangbaar. Maar mag mense onthou dat ek was bewus van my blinde kolle. Ek het inspraak in my lewe toegelaat. My karakter was bo bedenking in verhoudings gewees. Jou reputasie is wat mense van jou dink, maar jou karakter is wie jy regtig is. En daar moenie bordjies op ons wees nie. Daar moenie hierdie bordjie wees wat sê, ek weet nie heeltemal wat my blinde kol is nie. As ons teruggaan na die storie van Josef. Josef het 'n pad geloop. Josef met al sy arrogansie en verkeerd kommunikeer, dink ek was dalk heel gehumble geweest deur eers 'n slaaf te wees in Egipte en dan 'n pad met God te loop en God se hand in sy lewe te ontdek. Maar ek dink die belangrikste ding wat in Josef se lewe gebeur het, is hy het begin verstaan waarom het God hom gemaak. Waarom is jy hier? En dit is nie 'n groot storie nie. Ek is nie hier om 'n pastoor te wees of 'n dominee te wees of 'n dokter te wees of 'n chemikus te wees nie. Ek is gemaak om tot God se eer te lewe en lief te hê. En daarom moet ek die Here innooi in my blinde kolle. So dan vra ek die vraag, Here, wat is my blinde kolle? Wat is die goed wat spasies veroorsaak in my lewe, wat herhaal, wat spasies veroorsaak in my lewe, wat skade aan die mense om my doen? En weet wat gebeur daar? Die Here kom in dit in. Die Here kom en hy maak verskil en in my lewe moes ek gereeld die vraag vra, wat is hierdie vrag wat ek dra wat plofbaar is, sodat ek 'n gesonde mens na buite kan wees. So wat moet ons doen? Hoe gaan ons dit toepas? Ek moet oefen om afhanklik van die Heilige Gees te luister, te leef en na hom te luister. Ek moet dit oefen. Dis 'n oefen elke dag. Ek is diep afhanklik van die Here. Iets wat in my lewe weer ingepraat het, en ek word ouer, ek sê ek klink soos Rice Krispies in die oggend, ek is kraakvars elke oggend, maar iets wat weer in my hart pos gevat het, is om net weer my knieë voor God te buig. Ek wil jou uitnooi om in die ritme te kom om weer jou knieë voor God te buig en te luister na sy inspraak en liefde te leef en te vra dat die blinde kolle sal gesond word, want ons is nie so gemaak en so laat staan nie, en dat ek 'n lekker mens vir die mense om my kan en mag wees. Mag die Here ons help. Kan ek vir ons 'n gebed doen? Vader, ons buig ons harte voor U. Ons vra dat U Gees in ons harte sal inpraat en dat ons kan fyn luister waar U vir ons die blinde kolle wil uitwys. Ek wil bid dat wanneer ons in daai spasies van ons blinde kolle ingaan, dat die vlag van die Heilige Gees in ons harte sal opgaan en sê, jy hoef nie daar te gaan nie. Ek wil bid dat U ons daarmee sal help en dat U in U krag in ons swakheid sal kom werk, sodat ons uit dit kan begin uitstap. Help ons om die vrag wat gemeng is, wat gemengde resultate veroorsaak, by die kruis te los. En dat ons gesond kan wees en 'n verskil aan die leefwêreld om ons kan maak. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Ek wil jou uitdaag om hierdie ding te begin doen, om jou knieë voor die Here te buig, om 'n verantwoordelikheidsvriend in jou lewe aan te stel en te sê, praat met my oor my blinde kolle, sodat ek nie 'n gevaarlike vrag sal wees nie, en dat ek nie mense op hulle tone hou met my blinde kolle nie. Die Here seën jou in hierdie nuwe vars ritme van lewe.
Wat 'n voorreg dat Johan en ek vanaand ook saam by hierdie afsluiting van hierdie boodskap kan gesels. Vanaand se boodskap was opbouend en kragtig, dit was die Here se woord. En dankie vir elke stukkie ondersteuning wat jy vir ons gee. Dis vir ons 'n motivering, dis vir ons 'n inspirasie om aan te hou en nogmaals aan te hou om die Here se woord vir jou te bring. Dankie vir jou finansiële betrokkenheid, dankie dat jy ook jou beursie oopmaak. Op daai manier jou hart ook vir ons wys om hierdie prakties moontlik te maak. Ja, en die woord is nie net vir kyk nie, die woord is vir doen. En een van die maniere hoe is dat ek ook 'n verspreider, 'n woordverspreider, 'n goeie nuusverspreider word. Gee asseblief hierdie boodskap verder aan. En dan van my en Stefan se kant, albei van Ritme se kant, 'n wonderlike week vir jou verder.